Here ons almagtige God, ons raak vanoggend stil voor U met dankbaarheid. Dankbaar dat U ons God is, dankbaar dat U vir ons sorg, en dankbaar dat U elkeen van ons in die naam genoem. Here, dankie dat ons kan terugkyk op die afgelope week, en dat ons kan sien hoe U hand die een is wat ons bewaar. Here, deur alles wat ons aangepak het, was U by met ons. Deur dit alles het U vir ons krag gegee, en deur dit alles het U ook U wysheid aan ons bewaar. Dankie, Here, dat ons weet, U is nie 'n God ergens ver weg nie, maar U is die een wat die Heilige Gees in elkeen van ons uitsit. En dankie dat die Heilige Gees ons vertroos, en dankie dat hy ons ook verstaan. Here, as geloofsgemeenskap is ons vanoggend weer hier in U huis bymekaar. Dankie dat ons U kan loof en kan prys deur ons sang, maar dankie dat ons ook kan stil raak, om te hoor wat dit is wat U vanoggend aan ons wil openbaar. Here, dis ons gebed dat U ons hart asseblief sal stil maak, dat U ons geopende ore sal gee, en dat U dan ook U woorde in ons hart sal kom skryf. Here, ons is nie net by mekaar vir ontmoeting nie, maar ons is by mekaar vir ontmoeting met U. Daarom vra ons, lei ons asseblief, Here, wees U self teenwoordig, en wees U die een wat vanoggend met ons kom praat. Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien, maar omdat ons weet U is almagtig, omdat ons weet U is teenwoordig, en omdat ons weet deur die eeue is U nog altyd dieselfde. Amen. Geliefdes, ek lees dan vir ons saam uit die 83 vertaling. Die woord van die Here het toe tot Jona, seun van Amittai, gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry wat op 'n vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan, om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see, en die skip wou uitmekaar breek. Die matroos het bang geword en elkeen het op sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip waarin hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vasgeslaap, en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie. Toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek looitjies sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref. Hulle het looitjies getrek en Jona is aangewys. Toe vra hulle hom, vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy? Jona het hulle geantwoord, ek is Hebreë. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. Die man het baie bang geword en vir Jona gesê, wat het jy nou aangevang? Hulle het te wete gekom dat hy van die Here af wegvlug. Jona het hulle dit self gedaan. Toe vra hulle vir hom, wat moet ons met jou maak dat die see weer rondom ons kan kalm word? Die see het ondertussen alle onstuimige geword. Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom julle, want ek weet dit is vir my dat die groot storm rondom julle doet. Die man het hard geroei om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie, want die see het alle onstuimige rondom hulle gemaak. Toe bid hulle tot die Here en sê, ag Here, moet ons tog nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die Here. U doen wat U wil. Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see. Die storm op die see het bedaar. Die man het baie bang geword vir die Here en hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes afgeneem. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk, en hy was 3 dae en 3 nagte in die vis se maag. Ons lees net so. Geliefdes, daar word baie gesê dat 'n volstruis 'n snaakse dier is. Nie omdat 'n volstruis dom is nie, maar juis omdat dit vir ons lyk asof 'n volstruis sy kop in die sand steek wanneer die gevaar nader. Die bekende storie is dat 'n volstruis juis sy kop wegsteek want hy dink dat as hy nie die gevaar kan nader sien kom nie, dan is daar nie meer
Jona 1, dat wanneer die woord van die Here na Jona toe kom in vers 1, dan is Jona doelbewus in vers 3 besig om van die Here af weg te vlug. God stuur hom oos na Ninive toe, maar Jona kies om wes te vlug na Tarsus toe. Wanneer God vir Jona stuur, is Jona die een wat vlug. God sê in vers 1 vir Jona, staan op, maar Jona doen dit nie. Hy gaan eerder af na Joppe toe, en af in die skip om daaronder te gaan lê. Selfs wanneer die storm bloed, en wanneer dit lyk of die skip uit mekaar uit wil breek, is Jona se oplossing nie om gehoorsaam te wees aan God nie, maar dit is eerder om nog verder te vlug, om in die see gegooi te word. So, kom druk Jona keer op keer sy kop in sand. Keer na keer doen hy presies die teenoorgestelde as wat God van hom verwag. Die vraag is, waarom? Waarom is Jona die profeet heeltyd besig om weg te vlug van God? Waarom probeer hy wegkom van God se roepstem en van God se teenwoordigheid af? Die antwoord op hierdie vraag kry ons eers aan die einde van die boek, wanneer die profeet in Jona 4 vers 2 bely: Ek het geweet U is 'n genadige en 'n barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Jona vlug van God af weg, want volgens hom verdien die sondige mense in Ninive nie God se genade nie. Jona vlug, want hy dink God se genade hang van hom af. Hy dink dat as hy net stil bly, as hy net nie na Ninive toe gaan nie, as hy net nie die woord van God verkondig nie, dan sal God se genade nie die mense in Ninive kan bereik nie. Jona dink God se genade hang van sy gehoorsaamheid af, en daarom vlug hy. Daarom steek hy sy kop in die sand, in 'n poging om van God af weg te kom. Maar God se genade werk toe natuurlik nie soos wat Jona gedink het nie. In Jona 1 sien ons dat God se genade nooit afhang van mense nie van profete nie van gehoorsaamheid of van ongehoorsaamheid nie. Want terwyl die wind huil en die golwe teen die skip slaan, slaap die profeet onder in die skip. Die een wat moet praat, is besig om te swyg. Die een wat geroep en gestuur is stil. Die profeet wat moet verkondig, is onder in die skip met sy kop in die sand. As God se genade daarom van Jona moes afhang, dan sou daar in daardie oomblik in die storm op die see geen hoop gewees het nie. Gelukkig hang God se genade toe nie af van Jona nie. Want die storm ruk aan die skip, maar dit ruk nie vir Jona wakker nie. En dit is juist dan hier, wanneer die profeet stil bly, dat die fokus van die verhaal heeltemal kom verskuif. Skielik is die fokus nie op Jona se ongehoorsaamheid nie, maar dit is op God se optrede, op God se genade. Terwyl Jona slaap, tree die Here na vore. God begin praat, nie deur die profeet nie, maar deur die storms op die see. Die storms word die plek waar God homself openbaar, aan die matrose, maar ook aan sy profeet Jona. Die matrose, die heidense seevaders wat nie die Here ken nie, word oorval deur 'n storm wat hulle nie kan beheer nie. Die storm is so groot en so indrukwekkend, dat al wat hulle kan doen, is om te bid. Elkeen roep en bid daarom sy eie afgod aan. Maar steeds verander niks nie. Hulle bid en hulle roep en hulle skree, maar die storm bedaar nie. Die see bly wild. Dis dan dat die matrose besluit om eerder die vrag van die skip af te gooi in 'n poging om die skip nog ligter te maak. Maar steeds ook dit maak geen verskil aan die storm nie. Niks wat die matrose probeer, verander die storm nie, want die storm is nie
belangriker, waar hulle ook hoor wie die God is wat Jona aanbid. Ek dien die Here, sê Jona in vers 9, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. Vir 'n oomblik lyk dit of die profeet besig is om sy kop by die sand uit te lig. Hy sê die regte woorde. Hy bely die enigste en die ware God. Maar selfs nou, in sy belydenis, is sy hart nie gehoorsaam aan die enigste God nie.
Die storm wys daarom juist dat God nog besig is met Jona. Dit wys dat God nog nie sy hand van die profeet af onttrek het nie. Selfs al is Jona aan die vlug, al gaan hy wes as God hom roep, al gaan hy af in die stuk wanneer God hom sê gaan op, al is hy ongehoorsaam wanneer God hom roep tot gehoorsaamheid, is God steeds by hom. Wanneer Jona uiteindelik oorboord gegooi word, dan lyk dit op die oog af of die einde is. Maar selfs dit is God se genade. Want God gee vir Jona oor aan die see wat hy beheer. God gee hom nie oor aan die dood nie. Die Here is nog steeds die een wat ons stuur. Hy is nog steeds die een wat in beheer is. Die een wat sy profeet nie los nie, selfs wanneer die profeet ongehoorsaam is. Dit is uiteindelik God se genade waarvan Jona probeer wegkom, maar is juist God se genade wat ook vir Jona kom red. Want God laat vaar nie met die werk van sy hande nie. Jona is ongehoorsaam, maar God is nog steeds die een wat roep. Jona vlug, maar God is nog steeds sy God. Jona probeer wegkom, maar God bly nog steeds naby. Dit beteken natuurlik nie dat ons ongehoorsaamheid nie saak maak nie. Dit maak saak. Die storm is werk. Die vrees is werk. Die tug is werk. Maar selfs in God se tug sien ons tog sy genade. Want dit is nie straf wat hom vernietig nie. Dit is straf wat hom terugbring en teruglei na sy almagtige Vader. Gemeente, die feit bly staan, ons kan nooit van God se roepstem of van God se genade probeer wegvlug nie. Dawid skryf tog in Psalm 139 vir ons: Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek staan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat dit by my opkom. Dawid gaan aan in die Psalm om te vra: Waarheen sal ek vlug om die Gees te ontvlug? Waarheen sal ek vlug om van die teenwoordigheid af weg te kom? Klim ek op na die hemel, U is daar. Gaan lê ek in die doderyk, U is ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. Geliefdes, ons kan nie van God af wegvlug. Maar nes Jona weet ons en is ons tog partykeer besig om van God af te probeer wegvlug. Die Here gee aan ons sy wet om daarvolgens te leef, maar baie keer kies ons net soos Jona om eerder ons kop in die sand te steek. God roep ons tot gehoorsaamheid, maar baie keer skuif ons sy wil een kant toe, wanneer dit te ongerieflik word. Ons hoor sy stem, maar ons maak of ons dit nie hoor. Ons weet wat reg is, maar ons kies wat makliker is. En dan begin ons baie keer om ons ongehoorsaamheid te regverdig. Ons sê dit is soos: Die Here is genadig, hy sal verstaan. Of, ag, God ken my hart. Of ons sal sê, dit is maar net vir nou. Gemeente, God se genade is nooit 'n verskoning om sy wet te ignoreer nie. Daarom kan ons nie maar net maak wat ons wil en maak asof gehoorsaamheid aan God opsioneel is nie. Ons kan nie maar net maak soos wat ons wil en maak asof ons nie weet wat reg is en wat verkeerd is nie. Want God gee sy Gees aan ons. Hy sê vir ons dat hy sy wet op ons hart kom skryf. Ons kan daarom nie maak asof ons nie weet wat hy in sy woord vir ons vra nie. God kom openbaar sy woord aan ons. Hy kom wys vir ons hy is genadig, maar hy kom sê ook vir ons hy is regverdig. Mag ons as gelowiges daarom reageer op God se genade, nie deur verskonings uit te dink of deur te maak soos wat ons goed dink nie, maar laat ons reageer op sy genade wat hy aan die kruis kom bewys het, deur in gehoorsaamheid te gaan leef, soos wat hy van ons maak. Dis my gebed dat ons hierdie week sal ophou om van God te probeer wegvlug, dat ons ons koppe uit die sand sal haal en dat ons sal gaan leef in sy teenwoordigheid, bewus van sy genade, maar volgens sy wet. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dank U dat U die woord weer vanoggend
ons vlug wel. Ons vlug en dan gebruik ons eie verskonings om onsself te regverdig. Here, ons wil vra dat U ons hiervoor sal vergewe en dat U ons asseblief vir die Gees sal lei om terug te keer na U. Here, lei ons asseblief sodat ons sal besef hoe afhanklik ons van U genade is. Here, dankie dat ons U mag en dankie dat ons mag weet dat U bly werk, selfs wanneer ons slaap. Dankie dat U selfs storms gebruik om U woord aan ons te kom leer. Here, dankie dat U goed is, dankie dat U genadig is, en dankie dat ons weet U is die een wat altyd vir ons is. Here, as U kinders weet ons dat ons enigste troos in lewe en in dood die feit is dat ons U kinders is. Die feit dat U almagtig is, die feit dat U in beheer is, en die feit dat U ons moet bewaar. Here, laat ons asseblief deur die woord, versterk ons deur die Gees, en lei ons sodat ons in gehoorsaamheid sal doen wat U vir ons wil. Here, gaan asseblief by met ons in die week wat vir ons voorlê. Here, daar waar alles wat vir ons onbekend is, weet ons dat U weet wat ons gebeur. Weet ons dat U alwetend is, en weet ons dat ons kan staan maak op U krag, U wysheid en U leiding. Here, dit is ons 'n groot voorreg om op 'n Sondag in die huis aan mekaar te kan wees, en ook weer saam met U woord te kan lees. Dankie, Here, dat U ons seën, en dankie dat U ons kon bederf met U goedheid en U teenwoordigheid. Here, aan U kom toe alle eer en alle heerlikheid.